Nou, kom ons begin praat oor die ritmes. Ons is al deur die 7 ritmes. Ek dink jy het dit al saam met ons gedoen op die webtuiste, die prentjies, alles is nou al so effens deel van jou lewe. Hierdie 7 ritmes het ons sê is die ritmes van Jesus, the rhythms of grace, uit Matteus 11 uit. En ons het sien dat hulle kom uit Jesus se ritmes van hoe ek en jy moet leef om God en mens liewer te hê, julle hart, julle siel, verstand en krag. So ons het nou al 'n paadjie met hierdie ritmes gestap. Ons gaan vandag die 7de ritme doen. En dit is daai gedeelte wat Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daai selfliefde ritme. Dis iets van 'n gebalanseerde lewe oor alles wat jy is, alles waaruit jy bestaan, al die dimensies van jou menswees, om God lief te hê met jou hele jy, met alles wat jy is. En om jou naaste daarmee lief te hê. Ons gebruik iets van 'n sirkel daarvoor. En dit praat van my hele lewe is in mekaar ingeweef. 'n Mens kan dit nie regtig skei nie. Hierdie ritme is hierdie woorde. God is kreatief. Nou gaan nou vir jou sê hoekom ons dit gebruik. En hy roep my om hom te volg met my hele lewe. Nou, hoekom is dit God is kreatief? Ja, ek het hierdie prentjie in my kop eendag gekry. Ek dink ek het 'n boek gelees of iets daaroor van hoe groot is God se wysheid, sy kreatiwiteit, sy vermoë om my hele lewe onder sy beheer te hou. Sê iets van as jy jou handvol klippe maak en jy gooi dit op 'n dam. Het jy al die waterkringe gesien wat daar uitgaan? Elke klip maak sy eie waterkringe wat al hoe wyer gaan. Hierdie waterkringe begin naderhand oor mekaar te gaan. En naderhand is dit so half chaos in die water, nee. Nou dit is die prentjie wat ek kry van al my keuses, al die mense om my se keuses, almal gooi klippe gelyk in die water en daai kringe gaan uit, amper onbeheerst. Maar ons het 'n God. En hy is kreatief. En hy skrik nie vir 'n paar miljoen mense se keuses gelyktydig wat in die water val en invloede op mekaar het nie. Hy's kreatief en in die middel van al daai chaos van die water werk hy jou en my lewe uit. Het hy jou lief? Het hy my lief? Het hy 'n miljoen ander lief? En al ons besluite en alles wat ons doen, sê hy, volg my daarmee. Ek's 'n kreatiewe God, ek kan dit beheer. Dis nie chaos in hom of in sy gedagtes nie, dis absoluut my kinders, my wêreld, ek het julle lief. So dis waar die kreatief vandaan kom, hy gebruik ons hele lewe, alles wat ons doen, alles wat met ons gebeur. En ek moet hom volg met my hele lewe. Kom ons praat gou oor daai volg met die hele lewe. Daar's 'n groot gevaar in kerk en in jou en my geestelike lewe. En dit is juist hierdie woord, dat ons sê ons het 'n geestelike lewe en dan het ons net 'n gewone lewe. Ek werk vir die Here of vir die kerk en jy werk vir die sekulêre wêreld. So daar's 2 wêrelde, daar's die kerkwêreld en daar's 'n ander wêreld. En omdat ons hierdie kategorieë maak, is ons ook geneig om dit met ons lewens te doen. So ek het 'n geestelike kerklewe, Sondagoggend, suit en tie, mooi smile, nou is ek by die kerk, en dan het ek 'n ander lewe, 'n maandag tot vrydag of maandag tot saterdag lewe, en daai lewe in die kerklewe is nie altyd maatjies nie, nê. Hulle bots baie keer, ek het een stel reëls in die kerk, en ek het 'n ander stel reëls van maandag tot saterdag. En dis waaroor hierdie ritme gaan, dat ek moet God met my hele lewe volg. Van maandagoggend tot saterdag aand, weer sondagoggend, sondag aand, elke dag van die week is ek in God se hand. Is ek sy kind, volg ek op. Nou, weer daai ou vraag. Watse ritme is tans in jou lewe? As ek vir jou sê, volg jy God met jou hele lewe? Sê jy dadelik vir my, man, jy ken nie my werksplek nie. Jy ken nie my omstandighede. Jy weet nie hoe lyk my huwelik nie. Jy weet nie die chaos, die dinge wat in my lewe gebeur nie. Daar's 'n God gedeelte en ek's baie lief vir die Here, maar dan is daar my werk, my realiteit, my
sonde, my versoekings, my swakhede. En ek kan nie hierdie twee by mekaar bring nie. Dis waaroor hierdie ritme juis gaan. Dat ek en jy moet God lief hê met ons hele lewe en hom volg met alles, met my hele self, en wanneer ek in daai ritme kom, om hom elke dag in my lewe te sien, dis wanneer hierdie ritme begin werk. Kom ek gee vir jou voorbeelde. Foute wat ek al raak gesien het in my eie lewe, en in my gemeente, in ons lewens hier. Simpel voorbeelde. Ons sal goed toelaat in ons huise, van maandag tot saterdag. En as ek daai selfde goed hier in die kerk wil doen, as jy vir my sê, maar dit pas nie in 'n kerk nie. Kom ek gee 'n voorbeeld. Jy kyk sekere TV-programme. As ek daai TV-program hier opsit en sê, kyk gou saam met my hierna, gaan jy sê, ja Andries, dit pas dan nou nie eintlik in 'n kerkie. Nou my vraag is, as dit nie in 'n kerk pas nie, hoekom pas dit dan in jou huis? Is jy nie die kerk nie? Is jy nie in die beeld en die gelykenis van God geskape? Waar jy is, daar is God nie. So, hoekom is hier 'n ander God in 'n kerk as 'n God in jou huis? Musiek. Ons luister musiek in ons karre, ons luister musiek, radio, TV, waar ook al. Jy luister die musiek. Mag ek daai kunstenaar wat jy na luister, mag ek kom hier in die kerk bring en laat hy Sondagoggend vir ons 'n paar liedjies kom sing? Dalk gee dadelik vir my sê, "O nee, hierdie ou mag nie in die kerk sing nie." Maar hoekom luister jy nou? So as hy nie, ek wil sê, goed genoeg is vir die kerk nie, is hy ook nie goed vir jou nie, deur die week nie. So, dis die kompartemente waarvan ek praat. Ons leef dubbellewens. Ons het sekere reëls vir hier by die kerk, en ander reëls vir die huis, en dis juist die gevaar. Dis wanneer die wêreld begin sê, ons is skynheilig. Sondag is ons sekere mense, maar deur die week is ons ander mense. My reël is, ek mag niks van maandag tot saterdag doen, wat ek nie ook hier voor julle sal doen nie. As ek enigiets van maandag tot saterdag doen in my lewe, as ek enigiets kyk, na enigiets luister, as ek in enige gesprekke betrokke is, wat ek sê, ek hoop net nie die mense sien dit sondig nie, dan is dit sonde in my lewe. Dan moet ek dit uit my lewe uitkry, ek moet daaraan werk, want ek moet God kan volg met my hele lewe. Alles moet een lewe wees. Alles moet in een mens wees. Dis nie twee mense nie, is een mens wat God volg. Ek wil vir jou na 'n skrif toe vat wat hieroor praat. En hierdie skrif is Romeine 12 vanaf vers 1 af. Baie bekende skrif, maar kom ons gaan kyk na in hierdie konteks. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kom ons gaan terug en begin. Hy sê, ek vermaan julle, ek's ernstig met julle, by die ontferming van God. Hy sê, omdat jy liefde al by God ontvang het. Dis waarom ek ernstig met jou is, want God het jou lief. Dan sê hierdie woorde, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Die Engelse vertaling, een woord daar, hy sê, that's your average. Met ander woorde, average is, dis die begin, dis maar net paar. Hy sê, jou redelike godsdiens is wat? Dat jy jou hele liggaam, alles wat jy is, aan God moet gee, aan 'n offer aan hom. So hierdie is iets van my hele mens wees, my hele liggaam, al my dimensies, my geld, my rus, my ontspanning, my vakansies, my stokperdjie, my sport, alles wat ek met my liggaam doen, waar ek loop, waar ek eet, waar ek kuier, waar ek gesels, alles van my is 'n offer aan God. Dis die begin van my lewe. Hy sê, dis jou redelike godsdiens. Die verdere versie sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Baie eenvoudig. Moenie van maandag tot saterdag in die wêreld leef en dan Sondag skielik in die kerk wil leef nie, né? Ek dink ons almal verstaan dit. Hy sê, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis waarmee ons besig is. Die vernuwing van jou gemoed is, leer nuwe ritmes.
kom 'n nuwe ritme, sodat jy nie soos die wêreld lyk nie. En hy sê, wanneer jy 'n nuwe ritmes kom, sal jy dan goed op die proef kan stel. Is jy nou besig met die wil van God? Ja of nee? Nou, hierdie om God, of God is kreatief, en roep my om hom te volg met my hele lewe, hierdie beginsel, mense, ek het gesien het begin werk. Kom ek gee julle 'n goeie voorbeeld. Die ou tradisie in ons land is kerk, hierdie gebou, né? En nou deur die TV-uitsending is daar 'n paar 100,000 mense wat vanoggend kerk het saam met ons sonder om in 'n kerk te sit. So wat sê dit vir jou? Dis iets van God is nie noodwendig in die gebou nie. God is nie noodwendig in die Sondag nie. Daar's baie mense wat dit opneem en deur die week kyk. Baie mense gaan deur die week op die internet, op die webtuiste en kyk weer en weer daarna. So wat gebeur? Dit is nie net Sondag my geestelike lewe nie. My geestelike lewe word elke dag my lewe. Ek wil 'n laaste keer hieroor praat, net om vir jou die voorbeelde hiervan te gee en dit duidelik te maak. Wat ons eintlik sê is die volgende: God is hier, maar God is nie daar nie. God is hier in die kerk, maar hy's nie in my kar nie. God is hier tussen ons vandag, maar God is nie in my gesin voor die televisie nie. God is hier, maar hy's nie in die gym as ek oefen nie. God is hier, maar hy's nie by my stokperdjie of my sport op die rugbyveld of langs die viswater of by die motorweg of wat ook al ek doen. Pas op wat ons doen. As ek en jy nie God dien en volg met ons hele lewe nie, maak ons God kleiner. Nou ek weet ek en jy het nie die krag om hom kleiner te maak nie. Ons maak hom kleiner in ons denke. Ons maak hom kleiner in ons menswees. En daarom pas op daarvoor. God is oral in ons lewens. Ek wil vir jou hierdie selfde skrif in die Message vertaling lees, wat dit net ook so mooi sê. Hy sê, so here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God. Is dit nie mooi woorde nie? Your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God. En dan hoor hoe gaan hy verder. As an offering, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attentions on God. You'll be changed from the inside out. Is dit nie wat jou en my begeerte is nie? Om te verander van die binnekant af? Nou hoor sy verder. Readily recognize what He wants for you and quickly respond to it, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Nou, dis heel eenvoudig. Jou hele lewe wil ek en jy volwasse leef, in God leef en vir hom alles gee. Daar's nog 'n skrif, 1 Korintiërs 10 vers 31. Ek wil hom net vir jou lees. Hy sê, wat julle ook al eet of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Ek dink jy kry die idee, né? Dat ek en jy moet in hierdie week hierdie ritme in ons lewens aanleer. Dis iets van, God is oral. God is in alles. God is in my liggaam. En dalk moet ek en jy hierdie week begin konsentreer daarop om bewus te wees van, ek het nie een lewe by die kerk en 'n ander lewe by die werk nie. Ek het nie een lewe by my vriendekring wat Christene is en my ander vriende wat nou nog nie so Christelik is nie. Ek het een lewe. En God roep my om hom te dien met daai een lewe. Nog so een puntjie by hier is iets van, ons is baie geneig om God te dien, of in ons swaar kry, of in ons sukses. Dit hang maar af van jou persoonlikheid en jou geaardheid. Party mense dien God wanneer alles goed gaan. Dan is dit, prys die Here, hy is wonderlik, hy is fantasties, en dis great. Ander mense is weer anders erop, hulle dien God as dit sleg gaan. Kyk, dan sit hy in die kerk en hy bid en hy roep en hy vra en hy smeek en hy pleit. Daar's iets van, dien God in alle seisoene. Wanneer dit goed gaan en sleg gaan. Sien God in alles, in die goeie en in die slegte. Sien God in die hartseer, sowel as in die seën.
'n dame kom een keer na my toe en gee my 'n baie rowwe storie en sy sê, hoe moet ek God raak sien in dit? En daai dit was baie rof, glo vir my. My antwoord aan haar is, hoe moet ek God raak sien terwyl sy enigste seun aan 'n kruis hang? En ek dink jy kry die idee, né? God was ook daar toe Christus gesterf het op die kruis. Waarvan praat dit? Christus se hele lewe was in God. Onthou jy die evangelies? Jesus het in 'n bootjie gery en oor God gepraat. Jesus het geloop en oor God gepraat. Jesus het kos gemaak en oor God gepraat. Jesus het met kinders gespeel en oor God gepraat. Jesus was elke dag besig met God, op die Sabbat en af van die Sabbat. Jesus se hele lewe was een groot dienskneg van die Vader. En dis waaroor hierdie ritme gaan. Kom ek en jy kry hierdie ritme in ons lewens. God is kreatief, hy is betrokke in my hele wêreld, hy roep my in my hele wêreld om hom te volg met my hele menswees, my hele liggaam, alles waaruit ek bestaan.